Goeiemôre, hierdie is die opname van die jaar 1 voedselproduksie leerpapier. Hierdie vraestel word op die 13de Junie geskryf. Dis die laaste vraestel wat julle vir die Junie eksamen gaan skryf. Dit is soos hy voorblad laai. As jy omblaai, dit is jou eerste bladsy like. Ek gaan hom net vir jou so 'n bietjie inzoom, 'n bietjie groter maak. Ons kan sien. Soos wat in ons werkboeke is, het ek ook vir jou die leerpapiere opgestel. Die eerste is 3 van die definisies, 4 van die definisies wat jy moet ken. Die eerste een is, wat is 'n verbruiker? 'n Verbruiker is 'n persoon wat 'n produk of diens vir persoonlike gebruik koop. Dan, wat is behoeftes en begeertes? Behoeftes, iets wat jy nodig het en nie sonder kan lewe nie. Dit is noodsaaklik vir oorlewing. Dan begeerte, iets wat jy baie graag wil hê, maar nie noodsaaklik is vir oorlewing nie. En dan die laaste definisie wat jy baie goed moet ken is persoonlike higiëne. Persoonlike higiëne is gewoontes wat elke persoon elke dag moet herhaal om hom of haar skoon en gesond te hou. Dit is die 4 definisies wat jy vir my moet kan uitskryf. Weer eens, as jy so tipe vraag leer die sin, maak dit toe, vat 'n stukkie papier en kyk of jy dit kan skryf op 'n papier, of hardop kan sê. Maar skryf is die heel beste. Dan gaan ons na die appeltjies toe. Julle sal onthou, dit is die hoofstuk oor 'n gesonde, gebalanseerde leefstyl, waar ons die appeltjies gedoen het. Geniet 'n verskeidenheid voedselsoorte, wees aktief, drink baie skoon en veilige water, eet elke dag baie groente en vrugte, beperk voedsel en drankies met suiker en moenie tussen maaltye gebruik nie, en dan as jy alkohol drink, drink dit oordeelkundig. Volgende afdeling is die voedselgroepe. So ek gaan hulle gou vir jou lees. Voedselgroepe is daar vette en 'n olies groep. So wanneer jy na jou piramide kyk, sal hy die een wees wat heel bo is. Die bokant, so vette en olies verskaf energie en help om die liggaam warm te hou. Dit word gestoor in die vorm van liggaamsvet en vorm 'n beskermende vetlaagie om jou organe, om dit te beskerm. Jou tweede groep sal dan tipies wees jou proteïene. So hy gaan jou tweede ene op jou piramide wees. Dit gee die liggaam krag en is belangrik vir die ontwikkeling van spiere, bou en herstel die liggaam. Dan as jy gaan kyk, jou derde een sal dan jou suiwel wees. Ek gaan net 'n S maak daar. Dit help om bene en tande sterk te maak en te bou. Jou volgende ene gaan dan jou vitamiene en minerale wees. Die tweede een van onder af. Hou die liggaam gesond en versterk die immuunstelsel, verseker normale groei en ontwikkeling. En dan jou heel onderste een op jou piramide is die koolhidrate. Dis jou stysel en veselgroep. Stysel verskaf energie aan die liggaam en vesel help met oop lyf en voorkom hartlywigheid. So wanneer jy na hierdie hoofstuk kyk, wil ek jou terugverwys na jou werkboek. Jou werkboek gee ek vir jou huis toe om te gaan leer. Dit is hoe die werkbord lyk wat ons in die klas gedoen het. So gaan terug na hierdie werkbord toe. Ons het dit gemerk in die klas, so jy is veronderstel om die regte antwoorde te hê. En hierdie werkbord gaan vir jou baie help as jy jou werk so leer. So die eerste een is proteïen. So sien in die eerste kolom het ek al die voedselgroepe gelys. In die middel het ek die beskrywing van elkeen gelys en aan die heel ver regterkant
moet jy die antwoord vir my kan noem. So die eerste een is proteïen. En as jy gaan kyk na die antwoorde, het ons gesê hy pas by E, gee die liggaam krag en is belangrik vir die ontwikkeling van spiere, bou en herstel die liggaam. So dit is E. Vitamiene en minerale is D, so hou die liggaam gesond en versterk die immuunstelsel, verseker normale groei en ontwikkeling. Dan suiwel is B, dit help om bene en tande sterk te maak en te bou. Koolhidrate is C, stysel verskaf energie aan die liggaam, vesel help met oop lyf en voorkom hartlywigheid. So dit is koolhidrate en vette is dan A, dit verskaf energie aan die liggaam en hou ons warm, word gestoor in die vorm van liggaamsvet en vorm dan 'n beskermende vetlaagie om jou organe te beskerm. As jy ook in jou werkboek kyk, kan jy sien ons het hierdie werkkaart het 'n volgende bladsy waar daar waar en onwaar vrae is wat jy ook kan leer. Ons het dit gemerk, so jy het die regte antwoorde. En dan die laaste vraag van daardie werkkaart. Het ek vir jou 'n voedselpiramide gegee, waar jy aan die een kant die voedselgroepe moet skryf, en aan die ander kant moes jy die voedselsoorte geskryf het, wat ek in prentjies vir jou aan die bokant gelys het. So as ons al die voedselgroepe eers kan invul, is dit die maklikste manier om hierdie vraag te antwoord. So dan begin jy van bo af, vette, olies en jou soetgoed, melk en melkprodukte, jou vleis en vleisalternatiewe, jou groente en vrugte en jou graan en styfelprodukte aan die onderkant, soos wat ons dit in die klas gedoen het. En dan gaan jy na die prentjies toe wat ek vir jou gee. En dan gaan besluit jy waar moet elke prentjie in hierdie voedselpiramide inpas. So olie en botter het ons bo gesit. Onthou dat botter kan deel wees van jou vette en olies, maar het kan ook deel wees van jou melk en melkprodukte. Goed, so by die melk en melkprodukte het ek dan nou weer botter gesit en ook melk, want dit was een van die prentjies wat ek vir jou gegee het. Dan vir die vleis en vleisalternatiewe kan jy die hoender bysit en jy kan ook eiers bysit, want onthou eiers het ook 'n hoë bron van proteïene. Vir die groente en vrugte het ons spinasie en die appel daar gesit, omdat dit die twee prentjies was van die groente en die vrugte wat ek vir gegee het, en die brood en die rys het ons onder gesit. So in hierdie tipe vraag moet jy gaan kyk na watter tipe voedselprodukte ek vir jou gee. Ek kan in die vraestel vir jou 'n ander stel prentjies gee as dit wat jy hier gekry het, en jy moet dan dit gaan regs inskryf op die regte spasies. So as jy hierdie werkkaart leer, gaan dit so tipe vraag vir jou maklik wees om te antwoord in die vraestel. Goed, as ons teruggaan na ons leerpapiere, op bladsy 2 gaan dit oor kombuishigiëne. Hierdie is 'n langer tipe vraag wat jy vir my moet kan uitskryf. So weer eens, as jy so 'n vraag kry, leer die sin, hou hom toe en kyk of jy dit hardop kan sê, en ook of jy dit vir my kan neerskryf op 'n vraestel. Goed, die sleutel is jy moet dit kan neerskryf, dis die heel belangrikste. So kom ons gaan gou die 5 goed wat hier genoem word. Die een is stortings, of wanneer jy mors, vee of mop enige iets wat gemors het, dadelik skoon. Dan lappe, wanneer ons lappies gebruik skoon kombuislappe en vatdoeke en vervang hulle gereeld. Dit mag nooit sleg ruik nie. Bakterieë floreer en vermeerder op klam, vuil vatdoeke. Bleiken verwyder vlekke en maak bakterieë dood. So wanneer ons 'n vatdoek blyk, gebruik ons gewoonlik 'n bleikemiddel soos Jik.
En moenie vatdoeke gebruik om die vloer mee skoon te maak nie. Dit is slegs vir skottelgoed bedoel. Daar moet 'n aparte lap wees om vloere mee skoon te maak. Wanneer ons kyk na kombuisgerei, werk met skoonkookgerei en toerusting. Skoonmaakmiddels, hou alle reinigingsmiddels weg van voedsel, drank en kinders af, stoor dit op 'n veilige plek, en dan voedselberging, voedsel moet in skoon, droë houers geberg word. Goed, ek kan dalk vir jou 'n prentjie gee. Op jou leerpapier is daar 'n prentjie van 'n baie deurmekaar kombuis, en dan sal jy heel moontlik vir my die plekke moet sirkel waar die kombuis baie vuil is, en vir hulle aanbeveling gee oor hoe hulle dit kan skoonmaak. Goed, dan het ek in die middel van die bladsy vir jou gevra waarom sif ons droë bestanddele, en daar is 4 antwoorde. So ons sif droë bestanddele om klonte te verwyder, om lug in te werk in die mengsel, om onsuiverhede te verwyder en om bestanddele te meng. Goed, dan is daar 'n stukkie oor resepinstruksies. 'n Resep bestaan uit 2 dele, naamlik die eerste is jou lys van bestanddele, so wat is nodig om die resep te maak, en dan die metode. Onderaan daardie lysie is 'n metode, en dit gee vir jou stap vir stap wat om te doen. Heel laaste is daar 'n tipiese vraag waar jy 'n plakkaat oor persoonlike higiëne moet maak. Ons het so 'n tipe vraag in ons werkboek gedoen, en in die klas het juffrou vir jou hierdie skets gewys. Kom net uit al hy blink bietjie in jou flipfile. So ons het dit ook geoefen, en jy moes in jou boek ook 'n tipiese plakkaat maak. So die eerste ding waarna ons kyk, as ons na 'n plakkaat kyk, is dat jou plakkaat moet 'n hele A4 bladsy bedek. So dit kan nie net iets kleins bo wees nie, hy moet die hele bladsy vol wees. Dan die tweede ding waarna ons kyk, is dat daar 'n groot opskrif is, iewers op jou bladsy in 'n groot blok letters. Dit kan bo wees, of dit kan in die middel wees, en dit moet kleurvol wees. Die volgende ding wat punte kry, is wanneer jy genoeg inligting gee, daar moet omtrent 6 verskillende maniere van higiëne toepas in jou plakkaat wees. Hierdie voorbeeld wat ek vir jou gee, kan ons gou na kyk. Hier is byvoorbeeld jy met jou tande gereeld borsel, so daar is 'n opskrifie wat sê borsel jou tande, en dan in 'n klein sinnetjie staan daar borsel jou tande 2 keer 'n dag, in die oggend as jy opstaan en in die aand. As jy nie 'n goeie kunstenaar is nie, maak vir jouself 'n maklike prentjie, want die prentjie kry ook punte, en dit moet kleurvol wees. So 'n tandeborsel met tandepasta op sou 'n goeie prentjie wees om daar te teken. Dan was jou hare gereeld, so jou opskrifie kan wees was jou hare. En dan kan jy in 'n sinnetjie skryf was jou hare gereeld, maak seker jou hare is altyd netjies en geborsel. Dan is daar was jou hande as 'n opskrif, en dan kan jy 'n lysie maak van wanneer jy jou hande moet was. Byvoorbeeld nadat jy by die toilet was, voor en nadat jy geëet het, nadat jy met troeteldiere gespeel het, nadat jy hare geborsel het, of nadat jy buite gespeel het. Goed, dan kan jy ook sê, jy moet bad of stort, ten minste 1 keer 'n dag, take a bath or shower, ten minste 1 keer 'n dag of 2 keer 'n dag, maak vir jou 'n maklike prentjie daar. Dan, ruil jou klere gereeld, so jy kan nie elke dag die vorige dag se vuil klere dra nie, jy moet skoon klere aantrek. 'n maklike prentjie om daar te teken is van 'n rokkie of 'n broek of 'n hempie, 'n maklike prentjie. En dan die laaste voorbeeld wat ek vir jou gee is, knip jou naels, hou jou naels
kort en skoon te alle tye en hier kan jy 'n hand teken en dalk party van die vingernaels kan lank wees en ander kan kort wees. So daar moet kleur in jou plakkaat wees, daar moet 'n opskrif wees, daar moet 6 maniere van higiëne toepas wees, dit moet kleurvol wees en daar moet prentjies wees. Goed, so hierdie tipe vraag kan 'n mens maklik 10 punte kry vir jou vraestel. Dis al die leerwerk, hoop jy leer lekker, dis jou laaste vraestel wat jy skryf en dat jy lekker vakansie gaan hou.